Wat 'n wonderlike voorreg om vandag weer saam met jou te kan kuier. Shaal Botha hierdie kant en baie welkom by jou Lewelig dagstukkie, dag 11. En ons tema vandag, 'n baie lekker ene, deel van God se resep. Romeine 8 vers 28. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. 'n wenresep vra meer as net een bestanddeel. So ook God se plan vir hierdie wêreld. Deel van God se resep. Een van die dinge wat ek baie geniet, wat my sommer heeltemal laat vergeet van al die geraas in my kop, is kos maak. Een van my gunsteling geregte is 'n lekker currybreedie op 'n koue wintersdag. Oor die jare het ek 'n baie spesiale resep daarvoor ontwikkel. Om die breedie elke keer te kry, soos wat ek daarvan hou, moet ek daardie beproefde resep volg. 'n Resep bestaan mos uit 'n klomp bestanddele wat jy bymekaar gooi om dan uiteindelik die dis te kry wat jy wil hê. Dieselfde geld vir die lewe. Die masterchef is God self. Elkeen van ons is op 'n unieke manier deur hom gemaak met unieke kwaliteite, gawes en geure bestanddele. Ongelukkig fokus ons dikwels so op ons eie uniekheid en kwaliteite dat ons nie God se groter prentjie sien nie. Ons unieke menswees en alles waarmee ons geseën is, kry eers betekenis as ons deel word van God se resep vir hierdie wêreld. Om deel van God se resep te word, beteken dat ons moet onderwerp aan die masterchef se groter plan. As ek die is, kan ek nie vir die masterchef sê dat ek nie deel van sy resep wil wees nie. Dit is juis in ons tot beskikking stel van hom dat ons ontdek hoe elkeen van ons bydra om sy masterchef resep te laat werk. Dit vra dat ons dit wat ons is, wat ons wil en hoe ons wil, sal onderwerp aan hom, omdat hy baie beter weet wat ons potensiaal is en waarvoor hy ons wil gebruik. Hoe meer elkeen van ons begin besef dat die persoon langs ons net so deel vorm van God se groter resepplan, hoe meer begin ons verstaan waaroor die lewe gaan. Dit gaan daaroor om God te vertrou, om ons te gebruik in sy kombuis van die lewe, soos wat hy wil, en om die beste te haal uit ons Godgegewe unieke potensiaal. In plaas daarvan dat ons liewer soms 'n wortel of 'n aardappel wil wees, gebeur die grootste wonder wanneer ons vrede maak met hoe en wat ons is. Dan kan ons in God se groentetuin groei en gedei om die beste te word wat ons kan wees. Dan word ons elke keer verras met al die verskillende gebruiksmoontlikhede wat ons masterchef in ons raak sien. Groente en elke deel van die breedie kry net sin en betekenis as dit bereid is om gebruik te word saam met die ander bestanddele in die resep van die masterchef. Plaas jou unieke en amazing self in God se hand, want hy wil die wêreld verras met sy liefdesbreedie. Waar mense hulle verskille vier en dit tot beskikking van God stel, skep God altyd iets besonders. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy, is dit vir ons moeilik om God se groter plan vir ons lewens raak te sien? Hoekom is dit vir baie mense moeilik om saam met ander en God te werk? Hoe gaan jy vandag jou deel bydra tot God se liefdesbreedie? Here, ek besef dat my lewe net volle sin en betekenis kan kry as ek onder U hand word wat U my bestem het om te wees. Leer my dan dat U planne vir my lewe soveel beter is
as my eie planne. Amen. Geniet jou dag en die res van hierdie week, en hoe meer ek en jy onsself tot beskikking van God stel, hoe meer ontdek ons hoe ons lewens soveel meer sin en betekenis begin kry. Mag die Here jou ryklik seën, liefde groete, Charles.